In 'n wêreld wat twis en twyfel oor die bestaan van God, is daar mense wat hom as vriend ervaar. Mense wat leef as vriende van God. En vir vriende van God is God geen vreemdeling. Geen afwesige, geen veraf onkenbare en onbetrokke wese nie. Maar hy is 'n nabye werklikheid, wat ten diepste betrokke is by hulle mens, wees en lewens. Vir sy vriende is hy nie net 'n dogma, 'n ritueel, 'n teologiese, intellektuele begrip, of idee, of selfs 'n logiese, wetenskaplike werklikheid nie. Hy is vir hulle veel meer as die skepper agter 'n hoogs gespesialiseerde, intelligent ontwerpte natuur en heelal. Hy is veel meer. Vir die vriende van God is hy vriend, Vader, Verlosser, Koning, Here en Christus. Nou die vriendskapstorie tussen God en mens begin reeds in die boek van Genesis, by die skepping van die mens voor die sondeval. Maar dit word deur die sondeval verydel. Die mens word vyand van God deur sonde. En jy merk dat ten spyte van die toenemende van verderf van die mens, vriendskap met God steeds 'n werklikheid was. Dink maar aan Henog wat met God gewandel het en daar nie meer was nie. Dink aan Noag wat die ark gebou het en sy verhouding met die Here. Die moontlikheid van vriendskap tussen God en mense en God word 'n boodskap wat aan alle mense in die ganse mensdom verkondig moet word. En die oordra van hierdie boodskap begin deur die roeping van Abraham en Abraham se reaksie op God se roeping in sy lewe. En die gevolglike vriendskapsverhouding wat tussen hom en God ontstaan. En dit ontstaan met die oog op die ganslike mensdom. Genesis 22:18. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Vergelyk met Galasiërs 3:14. Sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Jesus Christus. Onthou en let op 14b, sodat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Iets gebeur. Die belofte van die Gees kan ontvang. Jy kry iets deur Jesus Christus, naamlik vriendskap met God. Let wel, Abraham word 'n vriend van God genoem, Jesaja 41:8. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Nou 'n besondere titel, wat aan geen ander persoon, profeet, koning, Nasareer, rigter, of wat ook al in die Ou Testament gegee word nie. Abraham, vriend van God. En net Abraham word vriend van God genoem, om 'n baie goeie rede.
En die rede is dat jy geensins die idee moet kry, dat jy 'n vriend van God kan word, deur die onderhouding van simbole, rituele en gedragskodes en tipes en skadies, soos wat dit uitgebeeld word in die wet van Moses nie. Nooit op verdienste nie. Verskoning. Kom ons lees. Aangaande Abraham wat deur God my vriend genoem word. Romeine 4:2. Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En dit verwys na Genesis 15:6, waar God 'n belofte aan hom maak, die belofte van 'n nageslag, 'n erfporsie, 'n land, en volgens Hebreërs 'n stad waarvan God die boumeester is. 'n Stad met fondamente, 'n stad wat nooit sal vergaan nie, 'n nuwe wêreld waarin geregtigheid woon. Toe Abraham vra hoe hy die erfporsie sal verkry, of hoe hy sal weet dat hy hierdie erfporsie sal verkry, illustreer God vir hom deur 'n ritueel van 'n verbond wat God maak, waar Abraham hoofsaaklik slegs 'n toeskouer is, en toeskou hoofsaaklik terwyl hy in 'n diep slaap val. U kan dit gerus gaan lees. Dis 'n verbond tussen God en God, wat sinbeel op die gebeure op Golgotha, waar Jesus Christus die genade verbond, wat almal wat glo tot vervulling bring. Op Golgotha word 'n verbond gesluit, 'n genade verbond. Dis God die Vader en God die Seun wat 'n ooreenkoms maak tot seën en genade aan die mensdom. Hierdie verbond is 'n genadeverbond, omdat dit gegee word op grond van onverdiende guns. Romeine 3:21-23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En ek wil sê die heerlikheid, sy reinheid, sy heiligheid, maar in besonder ook sy teenwoordigheid. Want oral waar die heerlikheid van die Here neergedaal het, is dit sy teenwoordigheid wat gekom het. Saam met die teenwoordigheid, sy heiligheid, sy reinheid, sy krag. Almal het gesondig, het ontbreek hulle aan sy heerlikheid. Sy teenwoordigheid is nie by die mens, behalwe naby, maar nie in die mens nie. En hulle wat gesondig het, word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Verlossing is 'n daad van God. Jy kan nooit vir vriendskap met God kwalifiseer op grond van verdienste nie. Jy kan slegs 'n vriendskapsverhouding met God aanknoop op grond van geloof in die genadeverbond, op grond van geloof in die guns wat God jou en my bied in en deur Jesus Christus. Abraham het nie die wet van Moses geken of onderhou nie. Hy het bloot God se beloftes, wat hy onverdiend ontvang het, geglo, terwyl hy self besef het, hy is nie in staat om enige van daardie beloftes te laat realiseer nie. Hy kan nie 'n nageslag verwek nie. Hy's oud. Sy vrou is oud en al die jare onvrugbaar, lê nie binne hulle vermoë nie.
Hy kan nie die land inneem en ontvang wat God aan hom beloof nie. Hy het bloot God se beloftes wat hy onverdiend ontvang het geglo, terwyl hy besef het, hy is nie in staat om dit tot verwesenlikking te bring nie. God alleen gaan dit doen. Soos Jakobus dit stel. En die skrif is vervul. Wat sê Abraham het God geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken en hy's 'n vriend van God genoem. Jakobus 2:23. Die geglo het wel gepaard gegaan met werke, maar nie die werke van die wet van Moses nie. Die werke van geloof. Wat se werke het hy gedoen? Die geloof het hy weggetrek uit van die Galdeërs. Simbolies van ons, wat as ons glo, uit die vriendskap met die wêreld wat vyandskap teen God is, pad gee, en na God se belofte vir ons lewens trek. Sy geloof het Abraham laat glo, dat God Isak uit die dood sou opwek, nadat hy hom geoffer het, soos God gevra het, en u ken die storie, voordat hy hom kon slag, het God hom tegnies aan hom teruggegee. 'n vriend van God is iemand wat glo dat God hom of haar uit genade regverdig. In en deur Jesus Christus, wat geoffer is op die kruishout van Golgotha en uit die dood uit opgewek is, regverdig sonder dat ons dit self kan bewerk. 'n vriend van God is bereid om te trek vanuit die koninkryk van duisternis en selfregering en eie wil en selfgelding na die heerskappy van God in sy of haar lewe. 'n vriend van God sê, you can take the whole world, just give me Jesus. 'n vriend van God deel God se waardes, sy morele standaarde, sy wêreldsbeskouing. 'n vriend van God verkies God se geselskap bo ander se geselskap. Hy hou hom besig met die dinge wat daar bo is en nie per se met die wat op aarde is. Die wêreldse begeertes wat van verbygaande aard is nie. 'n vriend van God bring graag tyd saam met God deur. 'n vriend van God het God lief met sy hele hart, al sy krag, sy hele verstand. 'n vriend van God eer sy naam, beskou dit as heilig en wonderlik. 'n vriend van God vertrou hom, vereer hom, vertel hoe goed hy is, en 'n vriend van God staan vir God se saak. Omdat God heilig is, wil 'n vriend van God ook heilig wees en leef. Omdat God rein van hart is, wil 'n vriend van hom ook rein van hart wees. 'n vriend van God se hele lewe word omvou, deurtrek en gebou op die vriendskap en die instandhouding van die verhouding met God. Die oomblik wanneer ons bekeer, van vriendskap met die wêreld na vriendskap met God, deur middel van Jesus Christus, gebeur daar iets wonderliks. Die verbondsteken wat aan Abraham gegee is in Genesis 17:11 realiseer in ons lewe.
Die verbondsteken lees so: Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Let wel, die besnydenis van die liggaam in die Ou Testament was 'n teken van die verbond. Dis nie die verbond self nie, dis 'n teken van die verbond. En daardie verbond realiseer in ons deur 'n besnydenis. Romeine 2:29. Die besnydenis van die hart in die gees, nie na die letter nie. Nie die fisiese besnydenis nie, maar 'n gebeurtenis hier binne waar God my rebelse hart besny en onder sy mag bring. Ons word wedergebore. Die teken dat ons in die verbond met Jesus, of die verbond van God met Jesus inkom, soos getipeer in Abraham. Ons word net soos Isak, wedergebore deur 'n daad van God. Nie 'n menslike ding nie, 'n goddelike ingryping wat ons 'n nuwe skepsel maak, op 'n bonatuurlike wyse. En net soos Isak, so te sê, uit die dood uit opgewek is, word ons uit die dood in sonde en misdade uit opgewek in 'n nuwe lewe in Christus. Vergelyk Galasiërs, vergelyk Romeine 6. God herstel sy teenwoordigheid, sy heerlikheid in ons lewens deur die Heilige Gees. En ons begin leef as vriende van God. Nou sing ons Friendship with Jesus, Fellowship Divine. Oh, what blessed sweet assurance, Jesus is a friend of mine. Ja, jou hart begin bely. Jou innerlike, jou gees begin met vreugde en volle versekering en oortuiging verklaar: Ek het U lief, Here Jesus. Elke oomblik, elke dag. Sê my, hoe antwoord jy Jesus se 3 vrae? In Johannes 21 vers 15 tot 17. Hy vra: Het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. En 'n tweede maal: Het jy my waarlik lief? En dan die derde vraag: Is jy my vriend? Vra Jesus. Vra God. Is jy my vriend? In 'n wêreld wat twis en twyfel oor die bestaan van God,